Welkom terug by DSP3. Vandag is dag 3 en ek doen verslag oor DSP2 en ek moes 'n lys opstel van al my bates. Dit is nogal 'n baie moeilike ding om te doen. Oor die jare het jy baie goed versamel en om 'n waarde van alles te kry is eintlik baie moeilik. In my geval is dit baie maklik want ek het nie baie persoonlike bates nie. Ek het die tyd geneem en al my bates op papier neergesit en ek het eintlik net 'n totaal van elke afdeling gevat. So ek het verskillende afdelings, ek het persoonlik wat my persoonlike bates is en dan het ek 'n bietjie besigheidsbates. Nou baie mense het nie besigheidsbates nie, so dit het persoonlike bates, maar dit is nog steeds 'n lys van al jou bates. So lyk my bates en dan het ek net aan die onderkant 'n totaal van al die bates. So dit is nou 'n lys van al my bates en aan die onderkant het ek dan 'n totaal van al my bates. Dit beteken as ek vandag tot sterwe sou kom, dit is die bates wat ek dan nou het. So besigheidsbates is bietjie moeilik, maar persoonlike bates is maklik want jy kan jou persoonlike goed verkoop, alhoewel jy nie die waarde gaan kry van wat dit is nie. Jy sal ook dan nou sien, ek het huisbates wat ek nou baie min het, omdat ek in 'n gemeubileerde plek woon. So ek betaal dan nou net my huur, maar ek het wel so 'n bietjie toerusting. Ek het privaat toerusting soos 'n rekenaar en allerhande toerusting wat saam met dit gaan. En dan het ek nou my besigheidsbates en dan het ek nou die twee besighede waarvoor ek dan nou aandele in het en daai aandele se waarde en dan het ek 'n totaal aan die onderkant opgestel. So dit is nou my bates. In hierdie afdeling praat ek meer oor die dinamiese suksesprogram en ek lees dan nou die inligting wat Joe nou vir my gegee het, sodat ek 'n idee kan vorm van waar hierdie program vandaan kom. Nou, ek lees nou uit die hoofstuk uit wat Joe nou vir my gegee het, en as jy so belangstel om hierdie hoofstuk te kry, al wat jy moet doen, registreer, dit is gratis, en dan kom jy op ons lidmaatskaplys, en dan kan jy hierdie verskillende hoofstukke ontvang. So ek lees nou so 'n bietjie oor die agtergrond van die dinamiese suksesprogram. Nou Joe sê, my eerste kontak met die program was in my jeug. As jong seun was my begeerte om uit my arm omstandighede van die tyd uit te kom en uit te styg en 'n sukses vir my lewe te maak. My ouers het ons groot gemaak met die fondasie wat hulle van hulle ouers afgeleer het, om hard te werk vir ons geluk. En dit is hoe ek ook groot geword. Ek het groot geword dat jy moet hard werk om gelukkig te wil wees. Geld en enige vorm van geluk kom nie maklik nie, en daar is aan my voorgeskryf om eendag 'n goeie werk te vind, waar ek 'n maandelikse inkomste kan verdien en die sekuriteit kan geniet wat 'n groot maatskappy my sal bied. Ons almal het daarmee groot geword. Meeste van ons het dan nou in die staat ingegaan en vir die staat gaan werk, of vir Telkom gaan werk, of vir wat 'n groot nasionale maatskappy. En dit is die strome waardeur ons gekom het. Dit is die gesindheid waarmee duisende van ons generasie groot geword, en dit is waar. In 1984 ontdek ek die boek waarin die dinamiese suksesprogram of formule geskryf is. Nadat my vader die boek weggegooi het, omdat hy gedink het dat die beginsels te radikaal en te moeilik was om te volg. Dit was 'n nuwe begin in my denke, en ek het elke aspek van die boek verslind. Ek het myself nuwe beginsels aangeleer en stelselmatig het my lewe verander. So Joe sê verder, dadelik was ek nie meer tevrede met die idee om vir 'n baas te werk nie. En ek het nuwe idees van my eie besigheid en geluk begin koester. My ouers was vreesbevange en het my aangeraai om te doen wat hulle my voorgeskryf het. Wat sal van my word? Op daardie tydstip was die denke van jou eie besigheid nie aangemoedig nie en was ons as kinders genoodsaak om die ou tradisionele paaie te volg, soos ek nou genoem het. Maar ek was gemotiveerd en gedetermineerd
om my eie sukses en geluk te vind. Een van my doelstellings was om my musiektalente te benut en na Europa te toer. Elke dag het ek die beginsels van die program gevolg en gevisualiseer dat ek my doelstelling sal bereik. 2 jaar later ontvang ek die geleentheid om na Europa toe te toer saam met 'n musiekgeselskap en die wonderlikste van alles was dat ek nie 'n sent vir die toer uit my eie betaal het nie. Baie mense sal sê, ag, dit is sommer blote geluk of dit was dalk net per ongeluk. En hier is nou 'n belangrike deel wat hy nou noem. Ek glo dat 'n persoon wat weet wat hy uit die lewe wil hê en 'n konkrete plan het om dit in die hande te kry, suksesvol sal wees. Elke mens het die vermoë om sy eie geluk te bewerkstellig. Die wat geen doelstellings het nie, word deur die lewe rondgegooi en hardloop doelloos van dag tot dag. In 1990 het ek besluit om my eie besigheid te begin. My agtergrond in die staat was al waarop ek kon staat maak. Ek het geen formele besigheidsopleiding gehad nie en my finansies was net genoeg om te oorleef vir 1 maand. Maar niks in my onderkry nie. Ek was jonk, positief, hoopvol en ek het die beginsels en natuurwette van die dinamiese suksesprogram gehad om my te ondersteun. Vandag, 20 jaar nadat ek besluit het om op my eie te gaan, is ek 'n suksesvolle besigheidsman met 'n wonderlike toekoms wat vir my lê en wag. Ek is die besturende direkteur vir my eie maatskappy. En die glinster van internasionale markte staar my in die gesig. Hierdie wonderlike suksesresep is nou ook beskikbaar vir almal wat 'n begeerte het om uit sy omstandighede op te staan en daadwerklik iets daaraan te wil doen. Ek bied jou die geleentheid om nie net finansiële sukses te bereik nie, maar ook geluk, vrede en die versekering dat jy vir jou kinders 'n erfporsie gaan nalat. Die sukses van hierdie program is nie net vir my bedoel nie. Duisende mense reg oor die wêreld het die basiese beginsels van die program geneem en geformuleer sodat hulle die beste uit die program kon put. Sukses is uniek aan elke mens omdat ons elkeen verskillend is en verskillende vermoëns besit. My sukses is uniek aan my talente en vermoëns. Maar jy kan die basiese fondasie en beginsels van die program neem en in jou lewe toepas sodat jy ook sukses en voorspoed sal vind. Nou, verder gaan hy dan deur en dan vertel hy van suksesstories van ander mense en hoe hulle sukses in hulle lewens gevind het. Nou, ek gaan dit nou nie in hierdie program gee nie, want ek voel, as jy regtig belangstel om hierdie inligting te hê, dan moet jy net registreer. Dit is gratis en dan kry jy die dokumentasie deur jou e-pos. Vir my is dit belangrik dat jy kan sien dat dit wat ek in hierdie program kry, ek gaan toepas in my lewe. Ek gaan hierdie program leef vir die volgende 250 dae en dan gaan ek die resultate van hierdie program vir die wêreld gee. Maak 'n lys van al jou begeertes. Maak nie saak hoe groot of hoe klein dit is nie. Skryf alles op papier neer. Ek gaan dan nou vanaand 'n lys maak van al die begeertes wat ek nou koester. En soos jy nou alreeds weet, my begeertes is nie baie groot nie. Ek wil net 'n bietjie meer geld hê sodat ek die dinge kan doen wat ek graag wil doen. Maar ek gaan in hierdie lys alles neerskryf wat ek graag nog in die volgende paar jaar wil doen. As ek oor see wil toer, dan gaan ek dit neerskryf. En as ek iets spesifieks wil hê, dan gaan ek dit neerskryf. So ek gaan nou 'n lys maak van al my begeertes. En dan sien ek jou in die volgende episode.